Dit is die twee spanne wat reeds op die veld verskyn het. Onder luide toejuiging met die rook wat geblaas het, die rookspuite wat hier in die lug en opgeskiet het. Die ligte vliegtuig wat de twee verbyvlugte hier oor die veld waargeneem het. 135 jaar se geskiedenis lê ten grondslag van al hierdie gebeure vanmiddag hier by seer sekerlik die oudste rugbyklub in Transvaal, wat volgens oorlewering in 1890 gestig is. Steyn Visser, hy is die man met die vletjie in die hande, word op die kantlyne bygestaan deur Marnus Labuschagne en Willie de Tooy. Die tafel die is gedek, die slagordes die is opgestel. Piet Bosman Park, die is die slagveld. Klerksdorp, dadelik met die bal in die hand. Goeie samespel daar tussen die voor en die agterspelers. Skeieregter die kommunikeer mooi en dan word het 'n voorskyn gekom. Norke wat met die bal weggebreek en die bal wat daar op die punt uitgebring word by Lam. Hy word lastig geval deur die verdediging. Bal wat daar oor die kantlyn spat, maar 'n strafskop wat toegeken word aan Klerksdorp. Luiperds Rugby Univision Sport, presidente Neser A Liga, 6de ronde. Potchefstroomdorp, eerste span baie suksesvol gewees hierdie seisoen tot dusver. Ek sal 'n bietjie later deur die uitslae gaan saam met u. Soveel wedstryde wat hulle kon gewen het, maar wat hulle die wedstryd net nie ten gunste van hulle kon omswaai nie. Maar 'n wedstryd wat enige kant toe kon swaai op enige stadium. Maar nietemin Potchefstroom wat waardige teenstanders was in al die rondes waarin hulle tot dusver deelgeneem het. Ja, ons het nie werklik tyd gehad om die spanne op te noem nie. Voor ons oë uitgevee het, was die veld besaai hier met ondersteuners en soos ek sê, daar die eysterperde en toe die eystervoël wat nog ook vir ons bietjie rook hier oor die veld kom blaas het. Dis Potchefstroom wat nou daar aan die oorkant aanval. Dit is daar aan die Kenneth McCarver stadion kant van die veld. Terug na die voorspelers toe. Optel en dryf. Dan weer 'n strafskop. Twee vroeë strafskoppe, baie vinnig gespeel deur Klerksdorp. Skeieregter Steyn Visser sê, manne, kom ons kom terug na die merkie toe. Ja, die oudste rugbyklub in die land, die is Hamiltons daar in die Kaap, wat in 1875 gestig is. Volgens oorlewering Potchefstroom, 'n skamele 15 jaar jonger, 1890 reeds gestig. En hoe gepas is dit dan ook nie dat een van die oudste laerskole in Transvaal, Laerskool ML Fik, se rugby spelertjies, die Potchefstroom rugbymanne op die veld vergesel het. Nou hier van agteraf op die teenaanval Klerksdorp, klief daar deur die verdediging, dan loop hy om teen 'n muur van verdedigers vas, bal weer beskikbaar. Opening salvo's wat gevier word hier deur Klerksdorp, hou die bal mooi lewendig daar in die kontak. Goeie verdediging hier deur van Aswegen. Steyn Visser sê, manne, julle die bal aangeslaan. Kom ons skrim. As ons kyk na hierdie voorrye, dis Proctor, Versaghi en Swart aan die kant van Potchefstroom, wat te staan kom teen Boshoff, Wouters en Lokotti. Dan die slotpare Du Plessis en Van Rensburg teen De Lange en Joubert. Die los trio, Venter, Pretorius en Pretorius aan die kant van Potchefstroom. Kom te staan teen Mate, Pieters en Wortley. Okay, James, listen, 3 calls, 3 actions. Okay, I'm going to take the time to do the skakelpare, okay. Norke en Jackson vir Potchefstroom, Williams en Khumalo vir Klerksdorp. As die twee agtalle die kans kry om in te wig daar nie. Dan die middelveld aan die kant van Potchefstroom wat beman word deur Van Zyl en Vlok, Snyders en Fredericks aan die kant van Zambezi Klerksdorp. Dan die agterste driehoek, Lam, Van Aswegen en Joubert teen Monuametsi, Koetser en De Pre. Dit is die twee 15-talle soos wat hulle op die veld gedraf het. Een van die hoogtepunte op die jaarlikse rugby kalender hier in die eerste dorp noord van die val. Skrim wat swaai en dan die strafskop wat gemelk word.
Loskakel Jackson wat nader loop. Hy gaan die kantlyn opsoek. By sy kenmerkende bollakop. Blou stewels van hom. Haal hy die kantlyn, uitmuntende skoppie. Verplaas spel terug tot in die rooi sone. En nou gaan 'n wal gegooi moet word. Potchefstroom wat van die rolmalbeweging of die dryfbalbeweging baie effektief gebruik maak, maar eerste dinge eerste, bemeester jou lyn staan besit. Maar in die middel ingegooi, lyn staan besit mooi verkry. Dis Klerksdorp wat dadelik die aanval probeer neutraliseer. Dan word daar oorgeval. Eerste 3 D's op die telbord. Eerste punte die word aangeteken. Dit lyk vir my daarna Swart. Wat daar die spanpoging deur die agtal daar wat oordryf. Gaan nou vir u daar die nommer kry net om seker te maak. Inderdaad die hakker Versaghi wat met die bal in die hand daar oorgeval het. Dit dan die eerste punte. Sommer so binne die eerste minute van hierdie wedstryd. Nou ja, vroeër jare was die rugby onthaal 'n gewilde ding. Ons het 'n program hier van 'n sogenaamde Cap Time Match wat op die 21ste Junie 1890 die Klerksdorp Savages wat teen Potchefstroom kragtig gemeet het. Hier op die cricket ground. Hulle het vroeër jare ook op die dorpsplein gespeel. Kyk net hier vir Jackson, wat maak hy? Hy maak seker, halveer daar die pale as te ware, nog 2 punte wat bygevoeg word. 7 punte teenoor 0. Nou die rugby onthaal het uit 'n volle konsertprogram bestaan. Vandag se dae sal die manne nie meer tyd hê om, as ek na hierdie program kyk, dan lyk dit of daar was so oortiere en 'n boelangermaats en komiese sang en klavier en cello duet, allerhande kulturele aktiwiteite so na die wedstryd wat zeer sekerlik tot in die vroeë oggendure moes geduur het. Deesdae die manne net tyd vir 'n vinnige worsrolletjie en 'n bier na die tyd en dan roep die gesinsverpligtinge of familieverpligtinge. Lewe wat net te besig geraak het vir daardie sogenaamde rugby onthaal wat op 'n stadium tradisie was. Wedstryd wat hervat word, baie ligtyd gegee. Gee sy spelers kans om by daardie bal uit te kom en dan is die manne van Potch wat die liderlike fout maak om nie die balbeheer uit te oefen daar nie. Aangeslaan in kontak deur die manne van Klerksdorp. Ons het gesien hoe die tweede span dit telke male doen. 'n Uitstekende skoppie, verplaasspel terug tot binnekant die halfgebied. Ja, dis foute aan die kant en aan daai kant. Potchefstroom wat nie die afskop uit die lug uit beheer nie. Hulle laat die bal 1, 2, 3 keer wip. Klerksdorp die kry die besit terug. Hulle lyk gevaarlik op die aanval, maar in die kontak slaan hulle die bal vorentoe aan en die bal die word met rente teruggestuur. Ingegooi deur die haker Wouters, dan versprei deur skrimskakel Williams. Baie direk op die aanval, val in daardie binnekanale aan. Som sy opsies op, gaan daar na die oopkant toe speel. Goeie samespel tussen voor- en agterspelers. Potchefstroom wat moet wal gooi, vra wat aan hulle gevra word op die verdediging. Verwoed ingeklim, hulle wil daardie besit afneem. Nee, dis nog steeds Klerksdorp met die bal in die hande, 'n kragloopie, etlike meters veld wat gewen word in die proses. Mooi, hy diepte uit ingekom en dan breek hy daar deur die verdedigingslyn. Het ondersteuning. Manne wat, nie veel manne wat hulle self toewy daar by die afbreekpunt nie. Skeieregter, die offisier, die onkantlyne daar. Dan daar die skop aangee. Die bal wat weer eens die gunstig wip nie. Vorentoe aangeslaan in die proses deur die manne van Klerksdorp. En dit is asof ons as te ware hier na 'n weerkyk van die tweede span wedstryd kyk. Dieselfde tendens wat voortduur in hierdie vroeë stadiums van die kragmeting. Klerksdorp wat die druk probeer toepas. Die twee spanne wat gewoonlik nie met groot tellings onder mekaar uitseil nie. Wedstryde se uitslae wat altyd in die weegskaal bly tot in die finale oomblikke.
Nou daardie wedstryd van 1890, daardie onthaal wat destyds gehou is in die sogenaamde Effektebeersaal in Klerksdorp, die Stock Exchange Hall, Saterdag 21 Junie 1890. So 135 jaar se bloed, sweet en trane wat hierdie kragmeting vooraf geloop het, waar hulle mekaar ook al die stryd aangesê het, of het hier by Piet Bosman of op die Markotter daar in Klerksdorp was, of op 'n cricketveld of op die dorpsplein. Die bloed het gespat en dit was 'n klipharde stryd tussen hierdie twee aardsvyande op die rugbyveld. Skeieregter sê speel aan. Dan word deur die gaping gebreek, ondersteuning wat moet bykom. Dan word die bal afgeneem deur Klerksdorp, hier's geleentheid. Sterk loop hy daar in die middelveld met die bal in die hand. Hoor genoeg balbesit in hierdie vroeë stadiums van die wedstryd. Daar moet bal gegooi word. Ons sien ook die Haker Wouters daar van Klerksdorp wat betrokke is. Die lyn wat nou wink. Speel weer daar na die klein kantjie toe. Gate moet toegestop word. Skeieregter Stein Visser, die ken die 3 toe. Dit dan Klerksdorp wat vinnig terugslaan. Hulle besef, hulle moet in kontak bly op daardie telbord. Eerste punt op die telbord vir Klerksdorp. Sewe punte teenoor 5. As die manne vinnig 'n kringetjie gaan maak en net kajuitraad hou en 'n bietjie van die magiese water neem. My gelyk daar na die nommer 4 slot, De Lange. Wat oor die lyn gebeur het vir die eerste 3 dan. Aan die kant van Klerksdorp. Skopwerkpale toe is in die kol. Sake is weer gelyk op 7 punte elk. Na slegs 12 minute se speeltyd, reeds 14 punte op die telbord. En te oordeel aan dit kan ons dalk uitsien na 'n drieëfees. Op die stadium die voorspelers wat met voorspeler 3 die punte aanteken. Maar dit is so tipies van Suid-Afrikaanse klub rugby, dat die voorspelers maak sag met die voorspelers en slaan met die agterlyne. Maar ja, met die wat die voorspelers deesdae aan die moderne spelpatrone ook in die agterlyne stelling inneem, het hulle ook meer geleenthede om punte aan te teken met bal in die hand. Bal wat gedeflekteer is na Potchefstroom kant toe, weer daar teen die oorkant se kantlyn. Bal wat afgeneem is, omgekeerde besit bewerkstellig deur Klerksdorp. Baie direk op die aanval, baie reg op in die kontak ingegaan. Besit die is weer beskikbaar, vlak verdedigingslinie aan die kant van Dorp. As daar die lyn gebreek word, kan Apere wees die opskiet aangee wat tot hande gaan. Maar ongelukkig vorentoe in die proses. Dis die voordeel van die vlak verdedigingslinie is dat jy die opponente half terugdruk na die ander kant van die voordeellyn, maar die gevaar of die risiko daaraan verbonde is dat as daar die lyn gebreek word, dan is daar geen man of net een man wat hier agter kan keer. Veral as die man wat die lyn breek dan nog ondersteuning aan sy binne of buitekant het, dan gaan dit moeilik wees om die punte te keer. Crouch. Struggles bowling as we see this. This is right. Klaas op my terug, post op my nader asseblief, as jy maar. Dankie manne. Crouch. Bye. Keep the space. Stein Visser, 'n groot man. Hy seer sekerlik self op sy dag as slot of agste man daar in die agtal sy werk gedoen. Die bal wat daar onder die voete gesteel word deur Williams. Skeieregter sê nee, dis ontoelaatbaar. Daardie bal is nie uit nie.
Geleentheid vir Jackson om weer die kantlyn op te soek en dieselfde resultaat te probeer bewerkstellig as wat hulle vroeër gedoen het. Hierdie keer inderdaad nie die gewenste afstand wat hy verkry nie, maar hy maak doodseker dat hy hom nie skuldig maak aan daardie doodsonde in die moderne weergawe van die wedstryd, waar die manne so dikwels nie die kantlyne haal nie. En so gee jy daardie besit Pasella aan die opponente om weer terug te slaan. Maak op 2 maak op. Dankie. Skeieregter maak seker die spasies word gehandhaaf. Goeie lyn staan besit. Klerksdorp wat probeer om van die sogenaamde sacking gebruik te maak, is nie geslaag nie. Vorentoe momentum deur die manne van Potchefstroom. As hy weggebreek word, gaan hy weer oorkant die lyn kuier. Inderdaad so. Dit is Versaghi wat sy tweede 3 druk van hierdie kragmeting. Maar is obstruction? Nee, 'n strafskop wat toegeken is. Obstruksie deur die manne van Potchefstroom. Versaghi wat die toeskouers hier op die punte van hulle stoele het, as hy daar oorduik, maar ongelukkig word gestraf vir obstruksie. Geleentheid vir Klerksdorp om weg te kom hier uit hulle rooi sone. Maak doodseker. Hulle gaan ook die ingooi by die lyn staan kan hanteer as gevolg van die strafskop. Solank jy dieselfde mol is, ja. Die manne van Potts wat nog steeds seker maak hoekom dinge nie uitgewerk het vir hulle nie. Voor in die lyn staan. Afgegaan grond toe. Daar deur die nommer 1 Boshoff. Nou is dit Williams wat uitgegee het. Terug na die ondersteuning toe. Probeer die verdediging insuig. Stein Visser die ou dinge met 'n arendsoogdop omgekeerde besit. Bal in die hand daar van Venter. Handjie bygesit ook deur Jansen van Rensburg. Lang aangee hier na oorkant toe. Skeieregter sê nee manne. Ek het gesê speel aan. Maar wilde aangee wat in niemandsland beland. Balbesit wat verloor word. Pretorius wat so 'n passellaatjie uit die lug ontvang. Jackson. Byna na vorentoe aangee gelyk, maar tog die gewenste resultaat oorslaan aangee daarna oorkant toe. Daar in die hande van die snellers en dan word die man oor die lyn geslinger of geboender. Ja, die aangee die is hard en roekeloos. Vinnige ingooi werk. Stein Visser sê nee manne, ons gaan dit op die regte manier doen. As die eerste kwart van hierdie wedstryd reeds iets van die verlede is, word weggebreek, ondersteuning aan die binnekant, desperate verdediging. Hands off! Deur Klerksdorp. Word nader gehardloop deur Jackson, wat nou die skrimskakelrol vertolk. Speel hom aan na die 11 en dan in die hande van die 8, dit is Pretorius. Ook so Lam wat hanteer het. Potchefstroom. Geduld op die aanval, dis van wesenlike belang. Jackson, daar in die hande van sy binnensenter, die is van sy. Handjie bygesit deur Joubert. Weer daar na die oorkant toe, die bal besit wat verloor word. Al die harde werk, die spiere verniet, as daar die beweging op niks uitloop. Clear lift. Okay, ek soek die lift. Alright. Bal gaan jy Piet Bosman Park, die is geleë net hier agter die roemryke Olien Park Stadion, een van die oudste stadions in Suid-Afrika wat nog steeds in gebruik is. Hy word so as 'n ware getoebroodjie tussen die Kenneth MacArthur Stadion en die Olien Park Stadion.
Crouch. Dit is Potchefstroom Dit is al dus wat die Potchefstroom Boys High doellyn verdedig, as mense dit so kan noem, die Potchefstroom Boys High kant van die veld. En dan is dit Klerksdorp wat die N12 snelwegkant van die veld daardie doellyn verdedig. Crouch. Stadion Point. wat baie toeganklik Keep is the hier space, van keep die the space. N12 hoofweg af. Verder. Oomblik as jy hier van Klerksdorp se kant af inkom, is dit die eerste robot, of as jy deur Potchefstroom gery, die laaste robot wat jy moet draai om hier by die stadions uit te kom. Williams wat versprei, hier's geleentheid. Die bal wat net deur hand moet gaan. Word gelag, desperate verdediging. Heel agter De Pre. Goeie verdediging deur Van Aswegen. Weer beskikbaar. Wouters wat versprei het. Baie doelgerig op die verdediging. Baie direk op die aanval. On the side. Man wat gestraf word, Hubert, wat van die kant af in beweeg het. Die sogenaamde hekke kan nie hier van die kant af inkom nie. Die tempo en die intensiteit wat gelig word deur Klerksdorp. Jackson wat die kantlyn opsoek. Skil half hier van die kant van die stewel af. Maar spel wat terug verplaas word tot 10 meter binne kan die halfgebied van Klerksdorp. Lines the middle, James. Lines the middle. Stein Visser, goeie kommunikasie met die spelers. Offisieer daar die afbreekpunte met 'n eysterhand. Dan weer eens die dryfbaalbeweging. Oh ja, 8-5, Die manne 8-5, wat 8-5. gebind moet bly, 3 out, 3 out. Out, 3. word mooi gekommunikeer. Dit is Hubert 8-5, 5-8. 3. From the gate. en dan is dit ook so Lokotti wat gesê word julle is voor die hek daar. Ja, ou gewees. Weggebreek daar deur Versaghi. Strafskop. Weer teen Klerksdorp. Besluitnemingstyd. Gaan dan weer die kantlyn opgesoek word. Gaan Jackson stellig aan die pale toe. Boshoff is die man wat gestraf word. Jackson die gaan weer die kantlyn opsoek. Hulle glo in daardie wapen van hulle, die dryfmaal beweging. Sake die is gelyk op na 22 minute se spel in hierdie kragmeting. Al die aksie die word aan u gebring danksy die vergunning van ons borge. Siyaki Electrical hier op die YouTube kanaal van Square Sports. Rugby kommentaar in Afrikaans deur Okkert van Skalkwyk. Word oorgeduik, punte word aangeteken. Nee, Hold on. Stein Visser is weer nie tevrede nie. Hold on. Hy sê manne, wag net, hy wil 'n woordjie daar wissel. Hulle het 'n mol gevorm. Klats op die kontak gemaak hier. Okay. Hulle het aangegaan, bals uitgekom met 3 gedruk. Okay. Die reël sê al moet kontak gemaak is om obstruksie om plaas te vind. Kontak maak, bal terugskuif, dan met die lug. Okay, jy gesien die bal terug beweeg het. Bal terug beweeg, maar was daar kontak gemaak? Ek het nie kontak gesien nie. Joseph try stance. Try stance. Bal terugskuif so obstruksie. Okay. Try Skeieregter wat aanvanklik die 3 wil toelaat, maar na 'n deeglike gesprek met sy assistent skeieregter, Ek het nog so 18 minute die bal wat teruggeskei was 18 minute en oor, dis ja. nie toelaatbaar nie. Daar moet ook kontak gemaak word. Die reël wat so mooi verduidelik en uiteengesit is. Klerksdorp wat geleentheid kry om weg te kom uit die rooi sone. Ja, dis 2-3 wat hier op die veld agtergelaat word. 'n moontlike 14 punte as dit Potchefstroom is wat nou 2 keer agter die lyn gaan kuier het en daardie 3 wat nie toegeken is nie. Bal wat toegeval word deur Versaghi wat 'n klapharde wedstryd speel. Op die stadium steek hy sy hand op as speler van die wedstryd. Geen twyfel daaroor nie. Jackson bring die bal daar deur die hande van die buitesenter vlok. En dan
is daar weer hanteerfoute wat begaan word. Nou moet daar vinnig reg gemaak word. Okay, James, no advantage gain. Coming back from knock-on. Klerksdorp wat soos 'n klompie hienas op die prooi toesak. Maar die skeieregter sê, manne, ek het voordeel gespeel, daar was nie voordeel nie. Vir daardie aanslaan, skrim voordeel Klerksdorp. Daar word geen genade betoon of gevra nie. Waar is die merk, manne? Die twee agtalle wat nie wegduins van die fisieke kontak nie. Hulle skram nie weg hier van die intensiteit en die fisiekheid Hou jouself reguit. van die kontakpunte nie. Nee, niks. Reguit. Skou, jy kan jou buiteskouer nou van die mol sit. Crouch. Point. Sit. Sterk skrim, die bal wat uitspat vir Klerksdorp. Op die skopvoet gesit. Die bal gaan so 1 of 2 of 3 keer wip en dan word dit onder beheer geneem deur Joubert. Hy's gevaarlik met die bal in die hande, kry die bal uit by sy nommer 14 van Aswegen. Van Aswegen die soek ondersteuning wat hy nie het nie. Plaas die bal mooi terug. Word dadelik van die voete afgegaan deur Klerksdorp. Strafskop voordeel wat uitgehou word. Jackson weer terug hier na die voorspelers toe. In die geval is dit Pretorius. Skeieregter wat nog steeds daardie strafskop voordeel speel. Jackson die skop hier om te jaag. Man's going to be gained offside back. Vir daardie onkant oortreding. Manne wat van hulle voete af oor die bal ook gaan daar. Die bal wat mooi teruggeplaas is deur Van Aswegen. Maar dis Klerksdorp wat daar oortree. Jackson wat weer nader geroep word. Ja. Hy streel daar die bal net daar oor die kantlyn met die skopvoet. As dit vir Sagie is, die haker wat definitief weer in spel sal kom hier vanaf die lynstaan. Dis nou Mits Potchefstroom die lynstaan besit bemeester, wat inderdaad die geval is. Dan kry hulle daardie vorentoe momentum. Bal wat uitgegee word en dit is inderdaad so vir Sagie wat afrond. Jy kontak gemaak, die bal vat weer uitgebreek, is fyn. Vir Sagie instrumenteel hier vanaf die dryfbal-bewegings, die lynstane, veral as hulle in daardie sogenaamde rooi sone is. As dit Jackson is wat weer kan aanlei pale toe. 'n 5 punte buffer wat weer op die telbord bewerkstellig word. Met so bykans 30 minute se speeltyd wat iets van die verlede is in hierdie kragmeting. ...135-jarige feeswedstryd. Jackson tref die bal goed, maar is net regs van die regterreg op paal verby. 2 punte, broodnodige 2 punte wat nie bygevoeg kon word nie. Dit beteken 'n verdoelde 3. Die sal vir Klerksdorp weer kan voorplaas op die telbord. Daar is so 10 minute speeltyd wat oorbly in die eerste helfte. Sien vir Pieters, sien vir Wouters, so ook vir Joubert en dan vir Lokotti hier in aksie op die lyn. Konteks, bly aan. Bal wat goed teruggewen is, dis die ideale afskop situasie. En dan die aangee wat daar uitgegee word in die hande van Sail. Op die skopvoet gesit, daar gaan teruggeval moet word. Klipharde veld. Sy het so reën by gehad in die week. Speler wat so in besit betrap word, half geskaap vang word.
Hands off. Sal gekompeteer word, skeieregter kom nie keer. Mooi, dis Klerksdorp wat weer die besit terugkry. Hulle het ondersteuning hier aan die buitekant. So hoendervlerkie aangee. Ja, los. Klipharde spel wat gelewer word. Lekker speel. Ongenaakbare duikslag daar gewees op Khumalo. Die loskakel van Klerksdorp. Terug na die ondersteuning. Nie baie manne toegewy daar by die afbreekpunte nie. Bal wat hier buite uitgespeel word. Rotsvaste verdediging. Man wat daar gelak is, die is Mate. Weer beskikbaar Khumalo wat uitgegee het. Weer eens terug na die ondersteuning toe. As die bal weer vinnig versprei word deur Williams. Goeie samespel tussen voor- en agterspelers. Hulle soek daar die geringste van gapentjies. En dan die strafskop hier in die middel van die veld. Vinnig gespeel. Gee die manne nie veel kans om terug te val nie. Advantage James. Besluitnemingstyd. Kyk, as jy albei kapteine kry. Steyn Visser, hy wil net 'n woordjie wissel. Dalk Kaptein. te veel gepraatery hier tussen die spelers. By die spanne. Okay. Julle begin retire. Sit gou met julle manne asseblief. Let's calm down, kom ons jou raak asseblief. 'n Goeie game hier aan die gang. Kom ons breek dit nou nie. Dis maklik en eenvoudig. Manne, kom ons speel rugby. Daar's 'n goeie wedstryd aan die gang. Moet nou nie dat dinge hier uitrafel nie. Gaan kalmeer die gemoedere. Praat 'n bietjie sin in die koppe in. Moenie laat die emosies met julle weghardloop nie. Aan die einde van die dag is dit net 'n rugbywedstryd. Okay. En na die tyd kuier ons weer in gemoedelike lyn. Paule. Ja, inderdaad, soos wat ek gedink het, die besluit sou wees, daar die 5 punte buffer nou afbreek na 2 punte toe. Dis 'n redelike reguitskop. Seker so 'n goeie 30 meter as ek reg sou skat. Heel agter De Pre wat die skopwerkpale toe hanteer. Tref die bal goed. Maar nie goed genoeg nie. Die Vla wat nie wil saampraat nie. So 12 punte teenoor 7. Inskop van die 22 af, goed beheer. Dadelik 'n loopie van Stapel probeer stuur. Speel 'n bietjie kat en muis daar, dan breek Khumalo daardeur. Het ondersteuning, hier kan punte kom. Die bal wat net deur die hande moet gaan, maar die vorentoe aangee. Keer op keer. Dit was die gevaarlikste wat Klerksdorp sekerlik in hierdie wedstryd gelyk het tot dusver. Dis op te staan, dis stoot hulle met die kop. Belovende beweging wat skibreek lê. Jy kom eers oor die back voor die bal uit is. Okay. Die back doen op die bal uitspring. Dan kan jy opstaan. Ja. Dan kan jy by die back kom, jy was eerste verby die back. Tyd is af, so call dit. Julle is lekker game. Kom ons kyk net 'n bietjie na die uitslae van vorige rondes waarin hierdie spanne betrokke was. Okay, water af. Die 10de Mei was dit Klerksdorp wat 'n liderlike losing teen die Novum Wolves gekry het. 60 punte teenoor 28 teen die Novum Wolves.
Daardie dag het Potchefstroom 34-23 wat hulle die aftog moes blaas teen Sibanye 1. Die 17de Mei was dit Klerksdorp wat weer 'n dragslag gekry het teen Impala 1, 42-24. Potchefstroom het geseëvier teen Matlosana 40-22. Die 24ste Mei was dit Klerksdorp wat afgeransel is deur Welkom 54-17. So, hulle het nog nie die gewenste resultate gehad nie. Potchefstroom 33-24 op die 7de Junie verloor teen Welkom en Klerksdorp 31-21 teen Sibanye. So Klerksdorp wat nog nie 'n oorwinning behaal het hierdie seisoen nie. Daarteenoor is dit Potchefstroom wat 'n oorwinning behaal het teenoor Matlosana. Hey, kom dan. Dit dan hulle enkele oorwinning. Got it. Laat die stenen. Weer eens 'n strafskop toegeken aan Potchefstroom. Dit is die verhaal van hierdie twee spanne se 2025 Luiperds Vision Sport Presidente Neser A Liga kompetisie. Spel wat nou terug verplaas word tot binnekant die halfgebied van Klerksdorp. 14, los toeskouers uit ons Jolly game. Kan my leiders in middel? So dis Klerksdorp wat bitter graag hulle seisoen sal wil omkeer met 'n oorwinning hier. 'n tweede oorwinning hier op jou tuisveld. Die is natuurlik van wesenlike belang aan die ander kant weer vir Potchefstroom. Weer 'n bietjie rukkery en plikkery. Let's calm down. Let's calm down. Ouens, ek verstaan. Okay, kom ons almal kom hier. Frustrasie wat inkruip. Almal se ballas is groot, ek weet. Kom ons door rugby. Bietjie geïrriteerdheid Crouch. en frustrasie. Skeieregter wat die roede in lê Point. met kleurryke taal gebruik wat hy vir die manne presies verduidelik. You need to keep the space. Dink as hy na die tyd daarna luister, dan sal hy dalk vir homself sê, hoorie, ek moet 'n wag voor my mond geplaas het. Maar nou ja, dis deel van rugby in die algemeen. Crouch. Is ook nie so gereeld dat skeieregters Point. op hierdie vlak van die skeieregters mikrofoontjies verskaf word nie. Bal wat uitkom hier aan Potchefstroom kant, slaan na die klein kantjie, weer daar die hoendervlerkie aangee, het hy dit wel uitgekry. Leave it. Sal nou hier op die Ja, skermpie liewe. moet kyk. Skeieregter die kommunikeer mooi daar met die manne en dan die strafskop. Weer eens toegeken aan Potchefstroom en sal Jackson stellig aanlei pale I was toe. on the ground all feet. Net om dinge 'n bietjie te kalmeer. Dit is ook so 2 minute nou voor rustyd gaan aanbreek. Okay. Skeieregter moet nou soos onderwyser met die stout kinders praat, die hele tyd sê stop dit, stop dit, stop dit. Kantlyn wat gehaal word, weer geleentheid om met daardie lyn staan en die daaropvolgende dryfmaal beweging te probeer om die wit lyn oor te steek. Hulle was 2 maal suksesvol daarmee. 2 kere wat die punte nie toegeken is nie, as gevolg van kleinere oortredings wat in die proses ingekruip het. Die uitvoering, nee, hierdie keer speel hulle hom wyd. Bietjie afwisseling in die spel, vlak aangee. Skeieregter sê nee, daai aangee, die was vorentoe. Ferdi Huber, onder voorsitter hier van Potchefstroom Rugby Club. En ook bestuurder hier by die Leeukuil, wat sy hande vol het om seker te maak dat spelers hierdie spesiale geleentheid gaan onthou deur hier op 'n try te teken. Om dalk mooi te raam en daar in die klubhuis op te hang. Crouch. Vir die kinders en die kleinkinders om in die toekoms te Point. sê, maar dis my pa se handtekening daai. Sit. Of my oupa se handtekening. Weer eens 'n sterk skrim deur Potchefstroom. Dinge wat heeltemal disintegreer. Potchefstroom wat die besit heel gemaklik afneem. Voorlangs is dit die agtal van Potchefstroom wat die septer swaai.
Dis Klerksdorp wat tevrede moet wees met die krummeltjies wat na hulle kant toe kom. En daarmee die vermag hulle nie veel nie. 'n Paar keer belovend gelyk op die aanval. Net om die balbesit af te staan in die kontak. Met kleiner hanteerfoutjies. En dan het Potchefstroom hulle net mooi al die pad teruggejaag. In hulle eie helfte. Point! Sit! Aanvalsgeleenthede na beide kante toe. Weggebreek daar. Lang aangee. Wat hier weer eens in niemandsland beland en oor die kantlyn rol. Kom aan as julle merk. Ook 'n heel aktiewe dag gewees hier by die rolbalklub. Wat ook so half en half getoebroodjie is tussen Piet Bosman Park Ek het 2 minute oor. Ek het 2 en minute Olien oor. Park. Steyn Visser, die sê nou 2 minute speeltyd oor. Voorlangs in die lyn staan, word net weer oor die kantlyn gedwing. Dit is open play. 12 punte teenoor 7. Die pendulum die nog nie beslissend in enige span se guns geswaai nie. Die uitslag die is definitief nog in die weegskaal. Die wedstryd wat op 'n mespunt gebalanseer is. Jackson. Lang aangee agter die rug van die volpaardklopers verby. Weer geleentheid op die aanval. Op die skopvoet gesit. Daar's die manne in posisie daar nie. Die bal die gaan rol, gaan dit oor die kantlyn rol. Nee, bly binne speelveld. Geleentheid met bal in die hand om weg te kom. Hier uit hulle 22 word egter in besit betrap. Vele Potchefstroom spelers die is daar om toe te sak. Speler wat uit die bal uitgelak word, opgeraap. Hier's geleentheid. Dis Du Plessis. Hy teken die punte aan. Staatmaker Du Plessis wat oorduik vir die derde 3, 'n belangrike sielkundige slag wat geslaan word hier net voor rustyd. Nikki Poelen, voorsitter van Potchefstroom Rugby Club, wat hard praat met die manne hier van die kantlyn af. Asseblief, Rustyd fluitjie wat stellig sal blaas. Net na hierdie doelskop poging deur Jackson. 20 sekondes oor. Tien. 17 punte teenoor 7, 'n 10 punte buffer. Hulle kan 'n 12 punte maak afhangende van Jackson se stelskopwerk. Ongelukkig net nie heeltemal die afstand nie. 17 punte teenoor 7 as die manne gaan rustyd hou. Hierdie wedstryd, soos ek gesê het, die is nog nie gewen of verloor nie. Ons sien uit na 'n klipharde tweede helfte. Kom ons vat 'n drinkdingetjie en 'n breekkans, praat later verder. Kaptein Roy. Die tweede helfte die is gereed om 'n aanvang te neem. Sorry? Steyn Visser, hy het hom besonder goed van sy taak gekwyt in die eerste helfte van hierdie kragmeting. Dis Potchefstroom wat voorloop, 17 punte teenoor 7. Hy Kaptein Roy, julle reg? Kaptein Ja, Blou. Steyn Visser wat die gemoedere op stadiums bietjie moes kalmeer. Hier in die eerste helfte. Hoog in die lug en opgeskop. Uitstekend uit die lug uit beheer. Ball is available. Jou ball is available. Die bal is beskikbaar.
Steyn Visser goed geposisioneer, aangee wat verlore gaan. Geleentheid vir Klerksdorp om verdediging en aanval te omskep. Skeieregter wat die manne terugbring vir daardie skrim. Maar as daardie bal tot hande kon gaan, dan kon daar moeilikheid gewees het. Hulle sou definitief vrae op die verdediging gestel het hier aan Klerksdorp. 40 minute se aksie wat oorbly in hierdie feeswedstryd. Nog nie heeltemal aan die verwagtinge voldoen nie. Te veel foutjies wat inkruip, wat hierdie wedstryd weer eens van ritme en kontinuïteit ontneem. Point! Sit! Klerksdorp skrim in 3 rad. Sake wat weer disintegreer. Potchefstroom wat die besit afgeneem het. Uitgespeel na Jackson. Laat trajekskop daar na oorkant in die middel van die veld. Goed geplaas. Daar moet teruggeval word. Klerksdorp met die sogenaamde Gary Owen. Dan word die bal nie beheer deur Potchefstroom nie. Bietjie laissez-faire, so lusteloos traag met die agter gewees daardeur die manne van Potchefstroom wat nie regtig gemotiveerd was om daardie bal uit die lug uit te bemeester nie. Sit deze bene, dankie. Besit afgestaan het, bal wat daar op die vingerpunte ronddobber. Klein kantjie wat aangeval word. Klerksdorp wat gevaarlik lyk, hulle sal bitter vinnig wil punte aanteken hier in die tweede helfte. Net om terug te kom en binne tref afstand te wees, maar in die proses hanteerfout. Skrim besit die hoort aan Potchefstroom, wat absoluut die boot toon voer tydens skrimtyd. Die agtal van Klerksdorp wat gans en al, ek wil sê te lig in die broek is, maar wat te lig bevind word as dit by die skrim vasset kom. Crouch! Point! Power. Point! Keep the space, keep the space. Sit! Steady! Okay. Kortarm vryskop. Kortarm vryskop toegeken teen Potchefstroom. Dit is saai bal se aantyd. O, in die push, bal so geen te stoot al. So 9. Te vroeg vorentoe gestoot in daardie skrim, maar nou is daar geleentheid vir Klerksdorp. Hulle is bitter naby aan die lyn. Hands off! Kan hulle punte aanteken? Hulle sal dit graag wil doen. Eerder nou as later. Bos gerap. Teruggedryf van die verdediging. Hands up, five. Potchefstroom. Nou lyk dit of er omgekeerde besit bewerkstellig is, maar dan skeieregter wat Thumbs off. besering bemerk, plaas dadelik op die vletjie. Good. Let's go, scrum, red ball. Spel wat kan voortgaan as daar klaar aandag gegee is aan daardie besering. Luister vir Marinus, luister. Point! Sit!
weggegooi word deur Nortje. Hierdie keer lyk dit beter, kry die vorentoe momentum onder die Akselman se voete. Nou moet hulle daardie bal gebruik of hulle gaan hom verloor. En hulle verloor hom inderdaad. Ja, dis wanneer te veel tierlantuintjies in die spel inkruip. Hier's geleentheid vir Klerksdorp as daar deurgenaal word en oorgeduik word. Hy's baie aan sy noppies met homself en heeltemal terug so. Okay. Ja, ek verstaan. Okay. Ek verstaan. Okay. Julle het hom, maar hulle moet eers breek voordat ek kan sê hulle vat nie die pressure. Hulle moet eers breek voordat ek kan sê hulle not taking the pressure of backing out. Okay. As hulle nie contest is, ons Olimpië. Ja. Hulle moet Dit dan die tweede 3 wat aangeteken word. Okay. As hulle dadelik hierdie pressure vat, dan Deur Klerksdorp daar's eers pressure voordat hulle begin. in hierdie kragmeting. Ek verstaan, maar die speel slot die bal. Lyk vir my daar na die loskakel Khumalo wat daardie 3 aangeteken het. Skoppie wat so byna afgestorm word, maar ook nie suksesvol nie. 17 punte teenoor 12. Die buffer wat weer afgebreek word na 5 punte toe. Ja? Nee, dis Monuametsi wat daardie 3 gedruk het. As die Merrick vir my kon skryf betaal van ek kan hom afstuur. Nou Potsoort wat nie baie gelukkig sal wees met daardie punte wat hulle afgestaan het nie. As dit Jackson is wat spel kan hervat. Speler wat so byna daar oor die kantlyn geboender word, maar dan kom hulle terug na die binnekant toe. Klerksdorp in besit, terug na die voorspelers toe. Hulle speel nou met groter intensiteit. Ja, coach, bly on. Agtertoe verloor, kan aanspeel. Skop die bal hier in die keelgat af van Potchefstroom-Dorp. Manne wat half geïsoleerd is hier agter. Eerste duikslag wat gemis word. Plaasvervanger nou op die veld, dis alles met die 20 try op die rug vir Potchefstroom. Klein kantjie wat opgesoek word deur skrimskakel Nortje. 5 from the side. Number Weer- 5 from the side. Weer eens Joubert wat gestraf word omdat hy omrede hy van die kant af inkom. Ja, alles die man met die kopskerm. Arno, moet jou nou skryf. Wat ek kan nie hoorie. Moet jou nou skryf. Staan nie meer op die TV. Uitstekende skoppie. Spel wat verplaas word tot diep binne kan die halfgebied van Klerksdorp. Kom maar, as jy in die middel. Wat is beneden 15, 3, beneden 15. Goeie balbesit bemeester in die lyn staan. Ja, Ingewig ja, ja. daar deur Venter. Kry die Knap is vorentoe knap. momentum. Nou het hulle afgegaan grond toe. Nortje wat kan versprei in die hande van Jackson. Agter die rug van die fophardloper verby. Skitterend daar in die hande van die linkervleuel, die is Lam. Hy is gevaarlik met die bal in hande. Hier binne die 22 meter gebied van Klerksdorp. Skeieregter blaas op die vletjie. Skrim voordeel aan Potchefstroom-Dorp as daar aangeslaan word deur Klerksdorp. Maar dit was benoude oomblikke op die verdediging. 'n Goeie agterlynbeweging. Jackson se balverspreiding, die was onberispelik. Weer 45. No 45. Die eerste 3 kwarte, die eerste 60 minute van hierdie stryd, die is iets van die verlede met die laaste kwart wat nou gaan aanbreek. Merrick's happy.
As daar net weer aandag aan 'n besering gegee word daar aan die oorkant van die veld. Ja, dit is koud. Die spiere wat nie behoorlik kans kry om op te warm nie. So merk, Spel die kan voortgaan. 5 punte, die verskil op die telbord. Potchefstroom 17, Klerksdorp 12. Daardie gewigtige dame het verseker nog nie haar laaste area aangehef nie. okay, locks in, let's go, clock stop. Crouch! Point! Sit! Twee spanne wat inwig, Dorp se ingooi. Sterk skram. Norkie, Jackson, skerp beweging daar met sy nommer 12, Deets van Zyl. Klerksdorp probeer die gate toestop. Slaan na die klein kantjie toe. Bitter naby aan die lyn. Geduld op die aanval, Jackson. Terug daar na Venter. Pretorius verskoon tog. Nee, dit was Venter. Nou terug in die hande van Versaghi. En die bal wat dan teruggegee word, gelag kort van die lyn. Bal besit wat bietjie bederf word daar. En dan is dit Klerksdorp wat die besit terugwen. Spel wat uitrafel. Ja, dis Venter met die nommer 6 op die rug. K Pretorius en hier Pretorius, dis nommer 7 en 8. Die voorry aan die kant van Potts, Proctor, Versaghi in swart. Versaghi definitief tot op die stadium my man van die wedstryd. Afhangende van wat nou in die laaste 20 minute van hierdie stryd sal gebeur. Crouch! Weer eens 'n geval van afronding Point. wat ontbreek het. Keep it, keep it! Sit! Balbesit wat teruggewen is. Nee, dis meer doenlose skrimwerk, genadeloos. Hulle voel nie jammer vir die manne van Klerksdorp nie. Keer op keer verwoes hulle voorlangs. Skrimtyd is 'n eensydige affære. Time's off, julle kan breek. Wat sê? Tyd wat nou weer afgeskakel is as gevolg van nog 'n besering. Nie moeilik om die wedstryd op te som nie. Dissipline wat ontbreek by tye, te veel foute wat gemaak word, foute wat mense nie op hierdie vlak verwag nie. 'n Wedstryd wat nie regtig op dreef kan kom nie. Beide spanne wat hulself by geleenthede in die voet geskiet het, afronding wat ontbreek. Hier in die 6de ronde van 'n liga sal 'n mens verwag dat die kombinasie sal uitgetoets is en goed sal saamspeel. Maar voorlangs word die scepter geswaai deur Potchefstroom Dorp. Weer eens 'n woord van dank aan Siyaki Electrical Crouch! vir hulle goedgunstige vergunning Point! om ons te kon help om hierdie wedstryd aan u te bring. Sit! Skrim deur aan die oorkant, Norkie wat ingooi. Potchefstroom Dorp, die beer vorentoe. Voordeel wat uitgehou word, Jackson. Weer eens die aangee wat nie tot hande gaan nie. Ongelukkig is dit die plaasvervanger Ellis wat die bal aanslaan, maar skeieregter Stein Visser die manne teruggeroep. Daar na die kolletjie toe waar hy weer die strafskop toeken. Weer eens 'n geleentheid. James lines the middle. Hulle bevind hulself binne die sogenaamde rooi sone. Bal wat net daar oor die kantlyn gesool is. Gaan probeer om vanaf die lyn staan die rolmalbeweging of die dryfbalbeweging op te stel.
Klerksdorp wat nou moet wal gooi, so al wat al werd is. Daar die stadium van die Wesdrie waar die energievlakke en die konsentrasievlakke verslap. Vorentoe gebeur. Word aanvanklik gestop. Skeieregter sê gebruik dit. Dan word daar weggebors. Dit is weer eens Versaghi. Versaghi wat sy 3 kuns aanteken. Telke male word hy met groot sukses aangewend hier by die dryfmaalbeweging en wel verdiend. Sak hy oor vir sy derde 3 van die middag. Net om daardie feit te beklemtoon dat hy verseker speler van die wedstryd sal verkry aan die einde van hierdie kragmeting. 17-12, dit nou 22-12 geword. Met die doelskop van Jackson wat nog wag. To die left. Ja, die toeskouers die geniet alself hier met 'n koue drinkdingetjie in 'n gemoedelike lyn, lekker geselskap, vriendskappe wat gesmee word en versterk word. Boetie en Sissie wat bietjie vry kan rondhardloop hier langs die veld. Die vla die word gelig. 2 punte word bygevoeg. 24-12 wat beteken dat Klerksdorp 2 verdoelde drieë sal moet aanteken as hulle hul weg wil terugvind. So 17-18 minute se speeltyd dalk oor in hierdie kragmeting. Redelik diep afgeskop. Mooi beheer uit die lug uit. Uitgangsroete wat dadelik opgesoek word. Bal wat daar oor die kantlyn geswoel word. Teruggejaag tot binne hulle eie helfte. Dis waar Potchefstroom hierdie laaste kwartier van die wedstryd wil speel. Kyk man, as julle merk. Klapvoorsitter Nikki Poelen. Pragtige Potchefstroom rugby klub baadjie. Waarmee hy trots hier paradeer of pronk op die bors. Sy manskappe probeer aanvoer of aanvuur tot die oorwinning weggebreek daar. Daar moet bal gegooi word. Nog steeds op die voete. Dis 'n uitstekende loop hè. Die sout wat in die bande gevry word. 'n stukkie individuele briljantheid. Dit sou goed gewees het om weer daarna te kyk. Die lyn staan hier agter beheer deur die skrimskakel Norkie wat eiehandig die skade gaan aanrig. 29 punte teenoor 12 as dit Potchefstroom is wat nou die voet op die pedaal gesit het. Die wind uit die seile al van die opponente, die besoekers van Klerksdorp. Skone sekondes oor. Nou op 16 minute in game. Tweede helft. Nee, hierdie keer word die bal nie daar oor die dwarslat gejaag nie. Telling die bly 29 punte teenoor 12. Maar dit gaan nou 'n allemintige poging verg. Plaasvervanger daar op die veld, dis die man met die 21, Bennett, wat die skopwerk pale toe hanteer. Baie ligtheid gegee. Klerksdorp wat die bal besit teruggekry. Vars bene nou ook op die veld aan beide kante. Etlike plaasvervangers wat op die veld verskyn het. Oh, we're now 17 minutes into the second half. Yeah. We've still got like 23 minutes left of the game. Okay. That's all our stoppages. Skeieregter wat reken as nog 23 minute speeltyd oor op ons horlosie. Dui dit aan 12 minute. Crouch! Hy sê daar was baie onderbrekings. Steady! Sit! So daar's nog 'n volle
kwart oor van hierdie wedstryd, al dis die skeieregter. Potchefstroom wat die besit kry, vinnig deur die hande, lang aangee, wip so een keer, hou die opponent aan die raai, skoppie wat deur Lam deurgegee word, nou moet daar teruggeval word deur Klerksdorp. Potchefstroom wat op hulle toesak, speler wat in besit betrap word, probeer dadelik die bal ook die sogenaamde rip op weggryp daar, hoë intensiteit, ruk hom los, klief deur die verdediging, val oor sy eie voete, hou die bal mooi uit vir die ondersteuners. Dis 'n goeie stukkie of 'n goeie fase wat nou aan mekaar getimmer word deur Klerksdorp. Potchefstroom die boer in hulle gesigte, dan word hulle losgetrek. Hulle het nog nie boedel oorgegee nie. Gaan rekenskap gee van hulle self tot aan die bitter einde. Voorspelers en agterspelers kort aangee, plaas die man in die gaping. Verdediging wat getoets word en dan onder die paal gekuier. Die heel agter Ons het nog 20 minute. De Pre onder die pale. Dis Klerksdorp wat 'n kan nie dood ingesteldheid het. Hulle gaan nie sommer net lê nie. Maar die kort aangee wat die speler in die spasie geplaas het. En dan word afgerond onder die pale. So 29-12, dit nou 29-17 geword. Dit word 29-19, 10 punte. Potchefstroom, die kan nie op hulle laure rus nie. Gaan Klerksdorp, is dit die begin van hulle terugvegpoging. Van die game 20 minute. Skeieregter wat 10 minute ekstra bygevoeg het as gevolg van onderbrekings. Al 'n muntige 10 minute. Daar is die amptelike tydhouers hier langs die veld wat dit enigsins kan bevestig of bevraagteken nie. En nou is dit die ongedwonge foute wat ingryp. Gaan moet terugkom vir die skrim. Kaptein, Vraag wat gevra word deur Steyn Visser aan Klerksdorp. skram, Rikiek. Skram goal. Hy verkies die skrim ten spyte van die feit dat hulle swaar leef met skrimtyd. Hy switch. Bal moet vinnig genoeg uit. Okay. Okay. Goed stop het, manne. Goed zo rugby. Crouch. Point. Skeieregter wat nog steeds met die Keep it, manne keep it, praat. keep it, keep it. Vra dat hulle hulle aandag op die spel sal hou en rugby speel. Weer eens 'n sterk skrim onder die voete daar van Potchefstroom. Strafskop voordeel. Dan word daar weggebreek. So half geskaap vang. First Skeieregter player on the ball, just coming back, pulling out. manne wat onttrek jy daar? Pulling out. Kantlyn wat opgesoek word. So woer skoppie. Maar hy maak ten minste seker dat die bal daar oor die kantlyn is. Laaste paar minute se spel wat oorbly. Laaste fase of die laaste kwart. So 18 minute speeltyd. Telling die is 29-19. Goeie lyn saam besit verkry. Agterlyn wat geaktiveer word, agter die rug van die spelers verby. Plaas hulle self onder druk. Die opskiet verdediging wat uitoorlê word. Dis weer daardie Boelwateraker versagie uit die bal uitgegee. So half teen die verloop van spel. Spelers wat van die bal afgeruk word. Aanslaan hier aan die kant van Potchefstroom. Maar dit het sommer goed gelyk. Die man wat so genaal het met die bal daar in die hande. Die 21 Bennett. Drie ons gaan by die tackle kom maak, maar altyd hom gemis. Bennett, plaasvervanger wat hier op die veld is met 'n uitstekende loopie.
is jou hande, broer. Nou weer aandag wat gegee word hier aan 'n Sit. kleinerige beseringkie. Lyk of haar beserings aan beide kante nou is. Ons is nou 4,6 so 18 meter. Spreiligte wat ook reeds aangeskakel is. Dat jy kan volkom patrolleer. Hy bly altyd kar oor dak, né? As ons nou sê hy wil my kwerie sê hoe kan jy sê dak? Né? Dis dit dak. So groot kom. Dis reg. Assistent skeieregter. Sorry maar. Net so 'n bietjie van 'n klagte wat hy deel daar met 17 meter Visser. vir my. Crouch. Point. Sit. weer eens 'n sterk skrim deur Potchefstroom wat die ritme verbreek aan die kant van Klerksdorp. En dan die strafskop hierdie keer aan Klerksdorp, maar moet vinnig teruggeval word. Nie die nodige 10 meter nie. Die bal wat daar, die beweging wat skipbreek lê. En dan word die bal afgeneem, daar word deurgebreek. Onder die paal oorgegaan Nortjie, wat sy tweede 3 druk. Jy's open play. Open play, dis die woord wat die skeieregter Stein Visser algemene spel. Hy ken sy reëls deeglik. 34 punte teenoor 19. As die koel nou stellig deur die kerk is vir Klerksdorp, enige pogings van 'n terugvegpoging wat gesmoor word, 34, die word 36-19. En ek sal nie verbaas wees as die skeieregter dalk die wedstryd so 'n paar minute voor die tyd beëindig nie. Die manne se frustrasie, die is besig om oor te borrel en uit te borrel, nie net teenoor die beamptes nie, maar ook teenoor Ons het mekaar. 15 minute oor vir die game. 15 minute, ja. 15 minute speeltyd wat oorbly. Die woorde van Stein Visser. So daar is nog genoeg tyd. Verskeie spelers wat voor die bal was met daardie afskop, maar skeieregters wat deesdae nie meer die aandag regtig of konsentrasievlakke daarop instel nie. Nortjie, hy hou die bal voor sy voorspelers, die voete diep op die pedaal gesit. Al die pad terugkom teenoor die merk van waarop hy geskop het. Klerksdorp wat homself nou hier binne die helfte bevind van Potchefstroom dorp. Is dit 'n merk? Attention, above the sternum. Above the sternum. Weer 'n man wat daar op sy rug lê. Ja, die manne die is poot uit. Ek verstaan. Ons is 'n lysie om dit eers jou gemaak het, okay. Finish the fun. Game. Ons het nog 14 minute oor vir die game. Die manne wat nou byna elke minuut vir die skeieregter vra, hoeveel tyd is daar oor, hoeveel tyd is daar oor. Ek persoonlik dink daar is 'n bietjie te veel tyd bygevoeg, maar amptelike speeltyd die is in elk geval nog nie iets van die verlede nie. Volgens ons tyd is daar nog 2 minute speeltyd oor in hierdie wedstryd. So as ons daar volgens gaan, daar was baie beserings, baie onderbrekings. Dit is inderdaad so die bal wat aangeslaan word. Kan jy jou oë glo? Weer eens geleentheid vir Klerksdorp om net weer 'n bietjie nader te kruip.
hierdie wedstryd wat op 'n baie spannende einde kan afstuur. 16 punte, dis die verskil op die tellbord, maar 'n vinnige driekie nou met 12 minute speeltyd oor, dit kan die kat in die duiwelhok loslaat. Crouch. Point. Sit. Potchefstroom wat dadelik gestraf word die keer. Vinnig gespeel deur Klerksdorp. Khumalo uitdrap af na binne toe, speel kat en muis. Dan word hy uit die bal uitgelak. Hands off hier. Weer 'n strafskop teen Potchefstroom. Off feet. Hands on the ground first. Free ball twee hande. Van die voete af. Oh, nee, jy is so dit al. Go. Word geprotesteer, die manne soek 'n skrim. Maar dan word die bal afgeneem deur Potchefstroom. Daar by die afbreekpunt op die skopvoet gesit. Hier in die keelgat af van die Klerksdorp manne wat nie met die teenloopie vir 'n dag kom nie, maar die bal op hulle beurt net veldskop, 'n skoon vang wat benut word. Klerksdorp wat die bal net veld afgeskop het. Hier reg af in die hande. Tik skoppie en dan word sy pale onder hom uitgehaal. Speel aan, sê die skeieregter. Manne wat die 10 meter terug is nie. Dan word daar weggebreek. 20 meter met die bal genaal onder sy ondersteuning uit. Klerksdorp wat die bal besit nou afneem. Een vir my, een vir jou. Loop hy daar aan die oorkant. Een aan die kantlyn. Nee, die spel die rafel nou heeltemal uit, dissipline aan beide kante. Nie na wense nie. Strafskop toegeken aan Klerksdorp. Wat jy wil? Ja, dit is goed. Ja, dit is niks verder gesien. Okay. Want dit ek Was nou om sterk of was dit 'n rap? slaan by 11 te Ja, nee. Okay, touch back on. Ja, shoulder. Lines the middle. Bal wat ook oor die kantlyn gesool is. Telling 36-19. Beteken dat Klerksdorp 3 keer sal moet punte aanteken, maar die bal wat in die lyn saam bemeester word deur Potchefstroom. Terug na daardie sogenaamde eerste pot gespeel, in kontak ingegaan. Val daar aan die klein kantjie aan. Goeie verdediging deur Klerksdorp. Vlak verdedigingslyn. Op die skopvoet gesit hier uit die 22 uit. Mooi beheer uit die lug uit. Geleentheid op die teenaanval. Skoppie hier na oorkant toe. Dit was dalk nie die gewenste opsie nie. Lam, hy het ondersteuning van dis nie Versage nie, verskoon tog, dis Bennett. Ellis, hier teen die kantlyn is dit dan Ellis wat oor die kantlyn geboender word. Kort, bonkige man hier in die agterlyn. Klerksdorp wat wil vinnig speel. Skeieregter sê nee manne. Nou 'n bal wat daar op die veld ook is. Sien ook vir Van Rensburg wat nou op die veld is met die 23 try. Klerksdorp, bal wat terugwaarts verloor is. Khumalo wat uitgee. Terug na die ondersteuning toe hier in die verdediging in. Weer beskikbaar. Verbete duikslaa.
Goeie balbeheer, maar ongelukkig. Skeieregter wat die manne gaan terugroep vir daardie vroeëre hanteerfout. Almal gekontes vir die bal, ouens. So 7 minute speeltyd. Ek verstaan. Always contesting, always play. Let's go. Skram blou bal. Nog 8,5. Ons het 8 minute voor ons speel. Crouch! Nog steeds is dit uiteinde niet. Point! Sit! Weer eens 'n allemintige skram. Bal wat vinnig uitkom. Skoppie hier in die hande daarvan Ellis. Ellis op sy beurt. Skoppie in die kassie. Hy volg dit dan ook op. Klerksdorp wat die bal mooi bemeester, maar Ellis die boer aan sy gesig. Daardie kort bonkige mannetjie is 'n besige man. Weer eens beskikbaar. Klerksdorp Khumalo vlak aangee. Dit het vroeër vir hulle gewerk met sukses. Strafskop voordeel wat uitgehou word. Lang oorslaan aangee. Agter die rug van die spelers verby. Hoeveel keer het dit nie al vanmiddag gebeur nie? Skeieregter die bring die manne terug daar na die middel van die veld vir die aanvanklike strafskop. Nummer 5. Hierdie keer van Rensburg, Jansen van Rensburg wat gestraf word aan die kant van Potts. Die manne se energievlakke is duidelik nog hoog want hulle gesels baie. Stribbel T, bevraagteken beslissings. Kantlyn wat gehaal word. Uitstekende skoppie. Min tyd wat oorbly, die uurglas wat nou leeggeloop het vir Klerksdorp. Hulle sal graag wil punte aanteken hier in die doodsnikke van die wedstryd. Ek weet nie werklik of daar bonuspunte Not 5. Ball don't travel 5. op spel is vir as jy met minder as 7 punte verloor of die 4-3 aanteken. Ook URC Rugby, die Bulls teen Leinster daar uit Ierland wat die toeskouers na die tyd hier by die Leeukuil kan geniet. Teen aanval hier van die 14 Kutser met die bal in die hande. Hy word gelak daar deur die nommer 19 Strydom. Bal wat losspat. Deurgeskop. Skeieregter sê speel aan. Daar moet al stuk teruggeval word. Die snellers wat op hom toesak. Sy opsies probeer beperk. Hy word in besit betrap. Dadelik op die voete gekom. Gekompeteer vir die bal. Einste Jansen van Rensburg wat inklim. Verbete duiksla. Klerksdorp die gaan nie lê nie. Hulle veg tot die bitter einde. Bal weer beskikbaar. Jy's fine, just going back on the corner. Strafskop. Jy's fine. Vinnig gespeel. Skeieregter sê nee manne. Kom terug. Kom terug. Almal is nie noodwendig daarmee tevrede nie. Hulle neem nie genoeg daarmee nie. Khumalo, Ek moet jou sien. die is ook 'n besige losskakel op die verdediging en op die aanval. Kantlyn wat weer opgesoek kan word. So bietjie meer as 5 minute speeltyd wat oorbly. Kyk, weer stiks. Vyf man, Q cancel. 5 man, Q cancel. Q cancel. Voorlangs in die lyn staan, gedeflekteer. Versaghi. Dadelik riem neergelê. Oor die kantlyn gepluk. Jansen van Rensburg. Wat met sulke kameelperd tree. 'n loopie van Stapel probeer stuur. Okay, let's go. Kom.
Potch maak oop. Vol man. Go stel. Check voor. Op. Khumalo, daar in die middelveld. Verwoed aangeval. Potchefstroom het hulle die besit afgeneem. Inderdaad so. 4 offside. Onkant, oortreding deur die nommer 4, De Lange, aan die kant van Klerksdorp. Tackle. Weer beskikbaar. Harry uitoorlê aangee in die hande van Venter. Hy word gelak, opskiet aangee, gedeflekteer. Die Potchmanne wat 1 meter vorentoe en 10 meter terug speel. Strafskop aan Klerksdorp. Time's off. Space. Wie lê daar? 3 meter oor gaan. Man wat op sy voete kom. Dis die nommer 7, Konrad Pretorius. Ja, die mediese beamptes die hulle hande vol gehad vanmiddag. Bal wat binne speelveld gehou word. Geleentheid om aan te val. Verdediging die sag op hom toe. Strafskop aan Potchefstroom. Ja, kwyt. Ja, ik wil even stemmen. Bal wat uitgesoel word. Hier net voor ons kommentaar area. Laaste minuut of 2. 12 meter, ja, 12 meter oop. Versaghi, wat kan ingooi? Mooi gedeflekteer. Norkie. Daar na agter toe. Goed gedoen ook daar deur Van Rensburg om die bal op die punte uit te bring. En dan die loopie daar teen die oorkant se kantlyn af. Klerksdorp wat moet bal gooi, maar dan neem hulle die besit af. Hier's 'n goeie loopie. Hulle hou vir Potchefstroom nog besig op die verdediging. All good, okay. En dan weer 'n strafskop. Vinnig gespeel deur Klerksdorp. Hierdie manne gaan lê nie. Hulle lig nie die wit vlag nie of wys nie die wit vlag nie. En dan die besit wat afgestaan word. En dan word teruggepraat, so nog 10 meter nader. Skeieregter Stein Visser wat nou genoeg gehad het van hierdie misbruik. Teruggepraatery. 'n man wat daar op sy rug lê. Manne wat nou moeilik opstaan. Glo my, hulle gaan hierdie duikslaaf voel môreoggend. 1:25 hoor. Of jy nou 'n koue dingetjie drink vanaand om die pyne te stil, daai pyne gaan môreoggend net weer terugkom. Tyd is af. Wedstryd wat nou al reeds 12 minute. Merk, chirpie. Ek speel advantage aan chirpie my. Skeieregter wat sê ek speel voordeel, dan praat jy terug. Hoe dan nou? Verwag jy dat ek dit ongesiens verby laat gaan? Ja, want jy chirp my. Wat die game Joel? Soos ek Wat is die sê, game wat ek kom blaas? die tweede helfte Easy. wat al reeds 52 minute lank is. Eerste helfte van 40 minute, dit gee vir ons 'n wedstryd wat al reeds in die 92ste minuut draai. Potchefstroom dorp wat die bal daar beheer. Balbesit wat afgestaan word. 19 obstruksie. Obstruksie deur nommer 19, die man wat gestraf word deur Strydom. Klerksdorp, wat gaan hulle maak? Khumalo wat nader geroep is.
Hy gaan die oorkant se kantlyn opsoek. As dit ten spyte van die spreiligte nou baie donker raak. Vijf man. Step. Ja? Heb je nog steeds gekregen? Ik zeg je. Hey, wacht tijd. Al trek hy nie 5. Nog 12 secondes. Jy het nog steeds jy advantage daar uitgekry. 95 minute se speeltyd wat verby is. Manne wat nog steeds hard terugpraat by die skeieregter. Skeieregter Stein Visser sê maar jy het nog steeds jou voordeel uit my beslissing uitgekry. Crouch! Point! Nee. Dinge die wil net nie vlot so laat in die laatmiddag nie. Baie aangename dag gewees na 'n baie bitterkoue week hier in Potchefstroom. Oggendtemperature wat op -1, -2 gedraai het. Kan dit ewe skielik aan die bome se blare ook sien, alles wat net verbruin en verdor het. Point! So in 'n ommesientjie. Sit! Finale oomblikke van hierdie wedstryd. Klerksdorp skrim weer in Trierad. Klerksdorp met die bal in die hande. Khumalo skitterende aangee. Hulle slaag daarmee om elke keer die lyn te breek met daardie aangee. Nee, los. Advantage. Strafskop voordeel. Net daai. Ja, die slag die is gelewer. Potchefstroom, die sal as oorwinnaars van die veld afloop. Huidige telling 36-19. Probeer daar deur die verdediging breek, dan verloor hy die bal vorentoe. Nortje wat die bal net oor die kantlyn skop. 'n Einde maak aan 'n wedstryd wat begin uitrafel het hier teen die einde. Wel verdiend. Potchefstroom Dorp wat in 'n baie slordige wedstryd hulle geleenthede beter gebruik het, baie effektief van die lyn staan en dryfbalbewegings gebruik gemaak het, punte aangeteken het toe dit belangrik was. Klerksdorp afronding het ontbreek. Dissipline was nie altyd daar nie. Hulle is 'n veel beter span. Hulle is 'n span wat nie gaan lê nie. 'n Veel beter span as wat die telbord sê. Dis wat ek wil sê. Maar dit was 'n aangename dag gewees hier by Piet Bosman Park, die tuisveld van Potchefstroom Dorp Rugby Club. Die spelers wat nou gemoedelik handskit, hulle gaan 'n warm stort vang en dan gemoedelik saam kuier hier in die Leeukuil. Van die kommentaarspan Squared Sports, Willem en Angel Botha, kommentator Okker van Skalkwyk. Weer 'n woord van dank aan Siyaki Electrical vir hulle ruim bydrae om hierdie uitsending moontlik te maak. Dankie vir u wat saam gekyk en saam geluister het. Tot 'n volgende keer. Wees warm, wees veilig. Totsiens.